Salam and welcome. Thank you for joining me in episode number 214 of the Afrikaans reading of the Holy Quran. En ons is nou bezig met die Heilige Quran by Imam M.A. Baker. A'udhu billahi minash shaitani rajim. Bismillahirrahmanirrahim. In de naam van Allah, die barmhartige, die genadige. In the name of Allah, most gracious, most merciful. Episode number 214. Hoofstuk number 12, Yusuf, Surah 12, the Prophet Yusuf alayhi salam. Now we read in the previous story that he rejected the advances of the wife of the Aziz as well as the high society woman, and now because of his rejection of them, they have now thrown him into jail, right? Afdeling 5. Yusuf se prediking in die gevangenis. En twee jong manne het saam met Josef die gevangenis binnegegaan. Een van hulle het gesê, ek het my sien wyn pers. En die ander het gesê, ek het my brood op my hoof sien dra, waarvan die voëls geëet het. Gee ons die uitleg daarvan. Waarlik, ons sien dat u 'n weldoener is. Hy het geantwoord, dit is nou Josef, hy het geantwoord, die voedsel waarmee julle gevoed word, sal julle nie bereik voordat ek julle nie die uitleg daarvan gegee het nie. Dit is waarin my Heer my onderrig het. Waarlik, ek het afskeid geneem van die godsdienst van 'n volk wat nie in Allah glo nie en wat die ontstryders van die hiernamaals is. Right. En ek volg die godsdienst van my vaders Abraham, Isaac en Jacob. Dit betaam ons nie om ander met Allah te vereenselwig nie. Dit is deur Allah se goedertierenheid oor ons en oor die mensdom, maar die meeste mense is nie dankbaar nie. O my twee medegevangenes, is dit beter om verskeie here te dien, of is die diens van Allah, die een, die opperste verkieslik? So once again, he is talking about, you see, once again, the entire Quran is talking about this, La ilaha illallah. There is no God but Allah. There is only one God, right? So once again, Yusuf is telling the prisoners, remember that there is only one God. Don't pray to all different other gods, right? So once again, the Quran is repeating this formula over and over again in different ways. Let's read that again. O my twee medegevangenes, is dit beter om verskeie here te dien, of is die diens van Allah die een, die opperste verkieslik? Julle aanbid behalwe Allah niks anders as nodelose name nie, julle sowel as julle vaders. Allah het daartoe geen magtiging verleen nie. Die beslissing berus by Allah alleen. Hy het beveel dat julle niemand buiten hom sal aanbid nie. Dit is die ware godsdienst, maar die meeste mense besef dit nie. O my twee medegevangenes, wat die een betref, hy sal vir sy Heer wyn skink om te drink, en wat die ander betref, hy sal gekruisig word, sodat die voëls van sy hoof sal eet. Die saak waarna julle verneem, is klaar beslis. En hy het aan hom, van wie hy geweet het dat hy losgelaat sou word, gesê, onthou my by u Heer, maar die duiwel het veroorsaak dat hy moes vergeet om dit aan sy Heer te vertel. Daarom het Josef nog etlike jare lang in die gevangenis vertoef. So he spent so many years in jail
because this fellow then completely forgot to tell his boss or the king about Joseph and his place in the jail, right? Join me in the next episode as we continue with the story of the Prophet Yusuf alayhi salam. Alhamdulillah.